wil vir elkeen vanmôre baie welkom heet en sê wat inskakel vanmôre en saam met ons deur hierdie baie besondere reeks gaan. Waar was God toe jy seer gekry het? En ek wil regtig vir jou sê baie welkom vanmôre by ons 6de deel in hierdie reeks. Ek wil ook vir jou vra dat jy vir ons die Bybel nader sal trek en vir ons dan oopmaak by Genesis 4 en dan ook by Psalm 32 wat ons dan later in die diens sal lees. Verlede Sondag het ons gekyk na die baie belangrike tema wanneer begin genesing? En ons het dit geantwoord wanneer jy besef dat jy seer gemaak is. Vanmôre wil ons dit 'n stapie verder neem, want ons weet dat in die feit dat ons wonde opgedoen het, beletsels en die dinge wat ons belewe, dat daar soms woede en opstandigheid is. En ek glo elkeen wat na my luister vanmôre kan ook getuig daarvan dat jy dalk woede en opstandigheid belewe in die wonde, in die verliese wat jy beleef. En ons dink aan verliese en wonde, want miskien is jy dalk verwerp, miskien is jy geïgnoreer, miskien is jy dalk gemolesteer in jou kinderjare, miskien is jy geïsoleer, miskien het in julle gesin was een kind belangriker as 'n ander kind onbewustelik, maar jy het dit belewe en jy het dit ervaar. Miskien het jy deur gesagsfigure baie seer gekry. En daarom wil die Bybel dan ook vir ons kom sê, dat as ek nie gaan toelaat dat die Here met my 'n pad loop en die Heilige Gees my gesond maak nie, dat hierdie wonde verrykende gevolge kan hê. En daarom kom die woord van die Here in Efesiërs 4 vers 31, waar Paulus met 'n gemeente praat wat ook verwond was, ook wonde opgedoen het, en dan kom sê hy vir hulle in hoofstuk 4 vers 31, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moet niks doen wat sleg is, wat hierdie wonde kan vererger, of dinge gaan doen waaroor jy later baie spyt is. Jakobus neem dit 'n bietjie verder in hoofstuk 1 vers 20 en dan sê hy dit, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. En God verlang dat jy heel word en gesond word en ek gesond word en heel word en dat ons nie verder moet verwens nie, of dat ons weerwraak moet neem nie, want dit gaan jou en my nie baat nie. Daar is baie mense wat sukkel en die vermoë het om hulle wonde en hulle verliese te hanteer. Wanneer ons kies om nie ons emosies op 'n gesonde wyse te hanteer nie, gaan ons innerlike wese ander maniere vind wat tot nadeel van ons gewees. Kom ons dink aan padwoede. Kom ons dink aan mense wat ander mense doodskiet. Ons dink nou aan hierdie situasie in Amerika by daardie skool, van daardie jong man van 18, wat 19 kinders geskiet het en 2 onderwysers. Dink aan die wonde en die worsteling wat hy belewe het. Woede en opstandigheid is 2 van die mees alvernietigendste maniere waardeur onderdrukte pyn manifesteer. En dit is so, wanneer ons pyn en wonde onderdruk, dan raak dit vernietigend en dit raak destruktief. En dit vorm gedragspatrone wat deur misbruik kom en patrone wat van jou en my 'n totale ander mens maak. Dit is wel seer en dit ons belewe hierdie intense pyn weens die mishandelinge. Maar dit is belangrik dat jy en ek sal weet dat hierdie wonde gaan lê in ons sielsdimensie, want ons is gees, siel en liggaam, skryf Paulus in 1 Tessalonisense 5:23. Hy praat van 'n geheel. Daardie wonde gaan skiet wortel in jou sielsdimensie,
Wat is jou sielsdimensie? Jou gemoedstoestand, jou emosies, jou wil en jou wilsbesluite en jou persoonlikheid, en daardie wonde doen iets negatief aan jou persoonlikheid en aan jou menswees. Ek wil vir jou vanmôre kom sê, die wonde wat jy en ek opgedoen het, is nie ons skuld nie, want dit word gedoen deur ander mense. 'n Mens wat seer het, maak ander mense seer. 'n Mens wat wonde het, verwond ander mense. Daarom is dit nie jou skuld. En hierdie emosies. Maar wat doen ons met ons emosies? Ons bære dit binnekant en dan ervaar ons 'n stilstype wat ander weghou en dit baie moeilik maak in verhoudinge. Ek wil graag 2 artikels hier. Ek het 2 artikels hier oor stilstype. Stiltes wat seer maak, en ek wil graag vir hier iets uit lees. Die letsels wat stilstype los, is veel erger as wat 'n mens sou raai. Vir 'n kind of 'n volwassene in stilstype 'n vorm van emosionele mishandeling wat verhoudings stukkie vir stukkie afbreek. Verlengde en intense blootstelling aan stilstype kan lei tot woede, depressie en selfs ook 'n lae selfbeeld. Hierdie ander artikel, stilstype om jou maat te ignoreer, kan 'n verwoestende wapen in 'n verhouding word. Jy is kwaad. Jy is so briesend dat jy besluit om jou geliefdes met stilstype te straf, sommer dae lank. Maar wees gewaarsku, hierdie sogenaamde silent treatment kan eintlik 'n doodsteek wees, en jy word dalk die grootste slagoffer. Ja, ek is baie skuldig hieraan, so skuldig dat ek nou na 7 jaar besef, dit het my huwelik verwoes. Erken Vicky Botha van Bonnievale in die Wes-Kaap. Ek was altyd die kwaai een, maar het dit nooit besef nie. Ek het gedurig by my man fout gesoek en hom die skuld gegee vir alles. Dan het ek ook 2 weke lank stilstype gekry, nie 'n woord met hom gepraat nie. Ek was harde kwas en hy was die een wat altyd weer probeer het, vertel sy. Na 7 jaar is ons eintlik geskei, omdat ek hierdie dinge binnekant dra met my saam. Ek wil vir hom vanmôre sê dat mense word nie gebore met woede nie. Jy word nie gebore met opstandigheid nie. Woede is 'n sekondêre gevoel wat ontstaan as gevolg van die aanvanklike gevoel van pyn. Pyn is altyd die onderliggende van woede. 'n Mens wat baie woede beleef, is ook 'n mens wat geweldige innerlike pyn belewe. En daardie pyn kan hanteer word sonder selfbeheersing, maar die Bybel roep vir jou en my op om die vrug van die Gees in hierdie pyn te openbaar, want die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22, sê vir ons liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, en dan eindig dit met selfbeheersing. En dit is hoekom ons moet tot stilstand kom, om na ons eie pyn te kyk, om dit op 'n ander manier te hanteer. Wanneer jy met jou onuitgeuiterde woede sit, kan jy ook gevoelens van hartseer beleef, gevoelens van angs belewe, gevoelens van opstandigheid belewe, en selfs die neergedruktheid en depressie kan jy belewe. Daarom moet ons baie duidelik besef, dat hierdie woede kan ek oordra, dis oordraagbaar op ander persone. Ek was baie bang vir my pa gewees, en onbewustelik het ek my vrees ook op my kinders oorgedra. So kan jy fobies oordra op jou kinders. Jy kan 'n kritieke gees op jou kinders en op ander oordra. Jy kan 'n negatiewe gees kan jy op ander oordra. Maar jy kan ook 'n dankbare gees op ander oordra. En jy kan ook geloof oordra op jou kinders. 2 Timoteus 1:5 lees ons dit. Ek dink ook aan jou opregte geloof, skryf Paulus aan Timoteus.
Dieselfde geloof wat jy in jou ouma Louise, maar ook in jou ma Eunice was, en wat ek ook in jou vind. Geloof is oordraagbaar, net soos wat woede en opstandigheid oordraagbaar is. Ons het al almal woedend geword vir onsself. En wat doen ons dit? Dan haal ons dit teenoor ons geliefdes uit. Ons haal dit teenoor familielede uit. En dan noem ons dit eintlik misplaaste woede. Nou, jy het seker al 'n WhatsApp gekry wat jy geweldig gekritiseer was. En as te ware jy uitgerafel is deur hierdie kritiek. Die persoon wat dit vir jou gestuur het, regverdig dit om te sê, in my oë, in my denke, in my raamwerk, is dit nodig dat hierdie persoon gekritiseer word. Maar ons weet die waarheid, hierdie persoon wat so kritiseer, het pyn, is verwond, en nou besef hulle nie wat hulle doen nie, en hulle gebruik ander mense as prooi om hulle pyn te projekteer, want hulle deel dit met ander, en hulle besef nie dat hulle misplaaste woede plaas nie, dis eintlik hulle eie woede. Hulle glo dat dit reg is, en hulle ondersoek nie hulle eie hart en hulle eie lewe nie. Ons kan dit self ook doen met God, misplaaste woede teenoor God. Baie jare terug, toe ek skool gehou het, ek baie belang gestel in geskiedenis, en Leni Ginter het saam met my skool gehou, en sy het op Dundee gebly by daar waar haar ouers gewoon het, wel in 'n Kroonstad, maar haar ouers was in Dundee. En ek het toe 'n geskiedkundige toer onderneem na Bloedrivier toe en Ulundi en die plekke, en ek het die betrokke aand, nadat ek van Bloedrivier gekom het ek op Dundee oorgeslaap, en daar by Leni hulle, en sou die volgende dag verder vertrek. Wat ek nie besef het nie, toe ek die volgende oggend ry, was net so eentjie op pad, toe het my klitsplaat ingegee, en die motor het tot stilstand gekom, en was ek bitter kwaad vir die Here, dat hy nou my vakansie omverwerp, en ek het die skuld op hom gepak, want ek moes eintlik na my motor gekyk het, dat ek beter gediens was, en daarom was dit eintlik my skuld, en later het ek daarom besef, vir die Here om verskoning gevra. Jy vind dit dalk moeilik, onmoontlik om uitdrukking te gee aan jou teleurstellings. Nou laat jy toe dat ander hierdie woede ervaar. En God laat soms dinge in ons lewe toe, deur sy toelaatbare wil. En wat wil hy bereik in sy toelaatbare wil? Hy wil van jou en my 'n beter mens maak. Hy wil hê dat ons die lesse sal leer. Ek dink aan Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus ons vergewe het, moet ons mekaar vergewe. Soos as mense teen my klag het, wat leer ek daaruit? Wat leer ek van myself daaruit? Wonde, pyn en verlies affekteer 'n persoon se vermoë om te vertrou, en selfs hulle vertroue in gesagsfigure te plaas. En nou word ek in die huis geleer as kind om gesagsfigure te vertrou. En nou gebeur dit dat 'n gesagsfiguur my dalk abuse, mishandel, my baie seer maak, my verwond. En nou worstel ek, want nou kan ek nie meer vertrou nie, en dan worstel ek met die vertroue teenoor hierdie gesagsfiguur. Onuitgesproke woede kan dan lei ook teen opstand teen hierdie gesagsfigure. Mense wat in opstand verkeer ondervind spesifiek ook geestelike probleme, en dan beleef ek hierdie geestelike probleme wat my as te ware wegdrywe van die Here, want ek sit met woede en ek sit met opstandigheid, terwyl die Here my wil nader trek deur sy Heilige Gees. En ek my nie moet onttrek nie. Daarom is dit belangrik dat ek my woede en opstandigheid sal besef, en dat ek dit in die oë sal kyk, en besef wat dit aan my
geestelike verhouding doen, in my verhouding met mense. En om in my woede en opstandigheid te dink dat ek niemand nodig het nie. Ag ek my opinie hoor as mense se raad wat hulle kan gee, as wat die Bybel se raad, en omdat ek my opinie hoor, ag, is dit 'n bewys dat ek juis opstandig is. Daarom moet ek weer begin brûe bou in plaas van mure. Mense word nie met woede gebore nie, word nie met opstandigheid gebore nie. Want beide hierdie woede en opstandigheid het wortel geskiet in ons sielsdimensie. En daarom belewe ons hierdie wonde. Daarom is dit ook belangrik dat ek my woede nie sal toelaat dat dit smeel. Soos wat 'n vuur waar ek hout by sit en die vuur smeel aanhoudend. Maar moet ek daardie vuur blus, moet ek daardie wonde en daardie pyn moet ek hanteer. Dawid sê dit so mooi in Psalm 19 vers 13 tot 15. Who can discern his errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Then will I be blameless, innocent of great transgression. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Mag my woorde wat uit my hart kom, may it be pleasing to the Lord, en dis hoekom ek moet deel met die wonde, dat daar nie verbittering is nie en verwyte is nie. Dinge kan verander. Daarom wil ek na 'n paar Bybelfigure kyk, wat hulle self mislei het, maar wat werklik tot insig gekom het. Ons dink aan Dawid, in Psalm 51 vers 12. Nou Dawid het hierdie psalm geskrywe, omdat hy Batsheba as vrou geneem het, die vrou van Uria. En hy het 'n kind by haar verwek. En toe het hy Uria gebring, want hy wou gehad het Uria moes sterwe. En dan plaas hy hom op die voorlinie. En dan sterwe Uria. En dan na 8 dae sterwe hierdie kind. En dan weet ons dat daar ook die verhaal plaasvind waar die Here vir Nathan stuur om na Dawid toe gaan en vir hom hierdie verhaaltjie te vertel van die ryk man wat die arme man se lammetjie gesteel het. En dan word Dawid woedend en hy sê hierdie man moet sterwe, en dan sê Nathan vir hom, jy is die man. En dan kom daar 'n openbaring in Dawid se hart en hy sak in as en hy besef dat hy skuldig is. En dan skryf hy Psalm 51 vers 12, moet tog nie ag slaan op my sonde nie, wis al my skuld uit, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig, moenie u Heilige Gees van my wegneem nie. En dan kom lees vir my Psalm 32, kom ons lees saam van vers 3 tot vers 5. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding het ek nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en u het my skuld vergewe. Hy het sy opstandigheid na die Here toe gebring. Dan ook die profeet Jesaja. Nou in die eerste 5 hoofstukke van die boek Jesaja, kom die profeet en hy veroordeel hierdie Joodse volk, en 9 keer spreek hy hierdie volk aan, wee julle. En dan in hoofstuk 6 gebeur daar iets wonderliks. Koning Osia sterwe, hierdie baie bekende, beroemde koning. En die volk rou oor sy dood. En dan het Jesaja 'n visioen van God wat op sy troon sit. En die engele wat rondom hom beweeg. En wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God van die leerskare.
Dan kom Jesaja tot 'n diepe besef oor sy eie sondige toestand. En dan lees ons in vers 5, wanneer hy sê, "Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live amongst a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Dan kyk ons na die lewe van Kain in Genesis 4, en jy ken die verhaal waar die Here sy offer nie aangeneem het nie, omdat hy 'n aardse offer gebring het. Sy broer het die vet van die skape gebring, en dit was aangeneem gewees. En dan lees ons hier die woorde van vers 5 af. En Abel het van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. But on Cain and his offering he did not look in with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. En die Here sê vir Cain, "Waarom is jy kwaad? Waarom is jy depressief, bedruk? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Cain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Cain vir Abel oorweldig, en hy het hom doodgeslaan. Hy het toegelaat dat sy woede en sy opstandigheid, dat dit smeel, en eventueel het dit hom totaal beheer. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 4 vers 30 en 31, "En moenie die Heilige Gees bedroef nie, want hy het julle as sy eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moenie iets doen wat sleg is nie. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ has forgiven us." Nou wil ek afsluit, en ons antwoord hierdie vraag, hoe moet ek deel met my woede en my opstandigheid? En ek wil kortliks vir die 8 praktiese dingetjies gee, hoe om met jou woede en met jou opstandigheid te deel. Nommer 1, deel jou innerlike emosies met die Here. Praat met hom openlik oor jou woede. Praat met hom openlik oor jou opstandigheid. Tweedens, wees baie eerlik om te erken dat jy kwaad is. Om te erken dat jy opstandig is. In Psalm 32 vers 5 het Dawid erken sy emosies. Derdens, bely dit voor die Here. 1 Johannes 1:9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Bely dit, erken dit en gaan tot aksie oor. Vierdens, leer om vir die persoon te bid wat jou verwond het, wat jou seer gemaak het, wat in jou woede kweek en opstandigheid. Leer om vir daardie persoon vir wie jy kwaad is te bid. Vyftens, leer om daardie persoon te vergewe en vry te spreek. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus ons vergewe het, moet ons mekaar vergewe. Lukas 6 vers 37, spreek vry en jy sal vrygespreek word. Nommer 6, begryp. Johannes 10 vers 10. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes, maar Jesus sê, ek het gekom dat julle oorvloed kan hê. En so, as ons die duiwel voed met ons woede en met ons opstandigheid, dan kom hy in beheer. Maar wanneer ons by die Here Jesus gaan kniel en toelaat dat hy beheer oorneem, dan gee hy vir ons oorwinning, 'n lewe van oorvloed en genesing. Sewendens,
Here, leer my om deur hierdie proses te werk. Dit gaan nie een oomblik gebeur nie, maar help vir my om deur hierdie proses te werk, sodat ek oorwinning kan kry. Romeine 8 vers 37, ons is meer as oorwinnaars in Christus, wat vir ons die oorwinning gee, en hy sal vir jou deurdra, en hy sal vir jou oorwinning gee. En dan laastens, bly bidend. Nie net een oomblik nie, maar bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17, wat beteken ons moet aanhoudend bid, want hierdie sonde gaan terugkom, en met gebed kry ons oorwinning. My gebed vir jou en vir myself is, kom ons gee woede en opstandigheid vir die Here, en kom ons ontvang van hom oorwinning en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat daar vir ons oorwinning is, en dat daar vir ons oplossing is, en dat U gekom het om ons heel te maak. En wil ek afsluit met hierdie baie kosbare lied wat ons al baie keer dalk gesing het. Something beautiful, something good. All my confusion He understood. All I had to offer Him was brokenness and strife, but He made something beautiful of my life. Amen.